Hallo, dis hoe ek sal lyk met die perfekte vel. In elk geval, dis 'n filter wat jy ook kan gebruik. Ek het dit gemaak as 'n natuurlike filter. Dit al net jou krekels uit jou gesig uit. So ek kry al hierdie vrae, een vraag na die ander, en ek kan nie glo dat mense in Suid-Afrika tot nou dusver toe nie eers weet van die US RAP, Afrikaner White Minority Program, refugee program, om na die VSA toe te kom nie. Was julle in 'n lang slaap of wat? Regtig, ek meen honestly. Hoe lank dis al amper 'n jaar aan die gang. En president Trump is net nog 2,5 jaar in die kantoor. So dit beteken as die Democrats inkom, gaan jy julle kans verby. Boetie, skrik wakker. Sissie, skrik wakker as jy dit wil doen. En nou almal sê, waar doen ek aansoek? Ag, kan jy my help? Ek weet nie waar nie. Wake up! The US Embassy in South Africa has a questionnaire. Yeah, you have to complete it. Jy gaan net op hulle website. Jy gaan op hulle website. En dan sê jy, okay, so kom ek wys jou. Nou dink ek dat jy moet na Amerika toe kom. Nee, I'm not a attorney. I don't give legal advice. I'm not your attorney. I'm a content creator. That's it. And I do this for education and fun. Het jy al ooit gehoor van Google? Wel, daar is dit. So, hoe vind jy die US RAP? Die Afrikaners en white minorities kom vinnig na Amerika as 'n refugee program. Hoe vind jy dit? Jy gaan na Google toe. Google jou beste vriend. Jy gebruik jou vingers en jou critical thinking skills. You have it. Are you using it? So, wat het ek by Google ingetik? Ek het ingetik US RAP, Refugee Program, on the US Embassy website in South Africa. And there it is. Sien die eerste klik. Is ek magic of wat? Nee man, ek is nie magic nie. Jy moet net jou eie vingertjies en brein gebruik, dan kom jy daar uit. So the very first link after I put it in Google is it. In geval jy nie daar die website gesien het nie, daar is dit nou, weer eens. Jy kan dit net so tik het met jou klein vingertjies. So, one, you can just use Google. And you Google the prompt. Just like I told you. So jy kan net die prompt in die Google sit en die eerste hit is waar die program is. Okay? Dan die tweede ding is, kan jy net na die Amerikaanse embassy se website toe gaan in Suid-Afrika vir die US refugee program. Okay? So, that is it. En dan is daar 'n questionnaire wat jy gaan moet voltooi. Dis 11 bladsye van inligting vir elke persoon. En jy moet besluit watter persoon is die PA, primary applicant, die baas van die plaas. Nou, ek weet, julle wil altyd die ou mannetjie die een maak, maar lees daar wat dit sê. Dit sê, maak die persoon die PA, die primary applicant, wat die meeste skade gelei het, wat die meeste torture deurgegaan het, wat die meeste threats deurgegaan het, wat die meeste probleme deurgegaan het. En onthou, ek is nie 'n prokureur nie, ek gee nie regsadvies nie, maar dit staan daar geskrywe op daardie website. So dis nie iets wat ek vir myself uitdink nie, want daardie persoon moet ook kan articulate a well-founded fear of past or future persecution. Okay?
daar is die kriteria nou om te kan aansoek doen. Jy moet 'n Suid-Afrikaanse nasionaliteit hê. Jy moet Afrikaner ethnicity wees of 'n member. So, daar het jy nou die kriteria hoe jy aansoek doen. Want ek het soveel mense gevra wat sê, help my asseblief, ek wil dit doen, maar ek weet nie waar om te gaan nie. OK, nou weet jy waar om te gaan en jy weet hoe om dit te soek. Van die begin af gaan jy moet leer. Jy moet jouself help. As jy nie kan jouself help nie, daar's niemand wat jou gaan help deur hierdie program nie. Jy moet 'n supportgroep aansluit. OK? Sluit by 'n supportgroep aan. Want ons baie mense wat al reeds voor in die proses is, want daar is nie help van die regering of idee of daai nie. Jy gaan jouself moet help. Sien jy daar voor jou? Daar sê dit USRAP Intake Questionnaire. Jy moet op daai klik. Sien, ek gaan nou op dit klik. Dan sê dit nou, welcome to the US Refugee Admission Program. Okay, intake questionnaire. Lees die instruksies, baie duidelik. Read before you begin. Read before you begin. Lees die instruksies, baie deeglik, voor jy begin, okay? Nommer 1. Moenie 'n mobile phone gebruik om dit te doen nie. Gebruik 'n laptop of 'n desktop. Dis die eerste instruksie. Wees in 'n plek waar jy goeie sein het vir jou internet, okay? Turn off any VPN. Sit die VPN af. Moenie die VPN gebruik nie. So dan sê dit, note that you may not request referral to USRAP including through this questionnaire if you are outside South Africa. Nou laat ek net vir jou vertel, die computersysteem, hy tel onmiddellik op waar jy is. So hy kan sien waar jy is, so jy kan nie lieg nie. En dan sê dit, wees seker dat jy al die instruksies deurgelees het, both the initial landing page here and on the dashboard page, before you begin completing the questionnaire. Want het is baie moeilik om terug te gaan en iets reg te maak. En dit save dit. So as jy begin en jy raak moeg, dan kan jy dit save en dan kan jy môre weer aangaan. So there's an initial 5 questions that you have to answer before you can actually do the 11-page questionnaire. So it said, please answer the 5 questions below to help determine whether you meet initial criteria, requirements for the USRAP in South Africa. The program is called USRAP, okay? Is the applicant a South African national? So hierdie is om al die mense uit te filter. Is the applicant of Afrikaner ethnicity or a racial minority in South Africa? Yes. Can the applicant claim a fear of past or future persecution in South Africa? Yes. Does the applicant currently reside in South Africa? And this is a very important question. The answer has to be yes. Are you at least 18 years old? If you are not, are you applying with your parents? The answer to all of these has to be yes, because it determines the eligibility criteria. If it is no, you are never going to get that link. You get a link and a key, pass key. So then you submit it, and then it asks you your email address. It asks you the email because it's going to send you a link and a key, and that's how you do it, okay? I can't say anything more. Really, you're going to have to think for yourself. There it asks for your email.